skriflesing wat ek vanmôre wil doen, kom hier uit Jesaja 46 vers 4. Ook in julle ouderdom is ek die Here. Ook in julle grys hare sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou en ek sal julle dra en julle red. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met harte wat so swaar is van vrae en die onsekerheid wat demensie bring. Ons dank U dat ons identiteit nie geanker is in wat ons kan onthou of hoe vinnig ons verstand werk nie, maar dat ons veilig is in U hand. En vir diegene wat met demensie leef, Here, wees hulle anker wanneer die wêreld vreemd word, wanneer woorde wegraak en bekende gesigte vervaag. Laat die vrede wat alle verstand te bowe gaan in hulle harte regeer. En herinner ons daaraan dat hulle steeds U kinders is, geskep na U beeld, met waardigheid en met waarde teenoor hulle optree. Ek bid vir die familie en die versorgers. Skenk hulle bo-menslike geduld en met die krag van U liefde. En wanneer hulle moeg is en voel dat hulle die pad alleen stap, herinner hulle daaraan dat U elke traan sien en elke sug hoor. Gee hulle die wysheid om te kommunikeer deur aanraking, teenwoordigheid en liefde waar die woorde val. En ek bid vir hierdie vergadering vanmôre. Mag die kennis wat hier gedeel word lei tot beter sorg, dieper begrip en 'n gemeenskap wat met deernis ondersteun. Mag die Here hulle behoed en bewaar. Mag hy hulle gedagtes vol met sy vrede, hulle hande versterk vir die taak en herinner dat niks, selfs nie die verlies aan geheue nie, julle van sy liefde kan skei. Amen. Ek gaan nou vir Janus aan die woord stel. Janus is 'n baie geliefde medikus en 'n baie wyse man. Janus Vriende, ek sal graag vir julle hierdie relatief nuwe vriend van my wil voorstel. Dr. Jan Kloete. Hy het 2 passies. Een is Here Jesus en dat baie verder terug die tweede passie en dis visvang. En vir hierdie jaar het hy my geleer vliegvisvang. Hengel. En een van die kere toe kom hy agter ek vang vis om dit te gaan eet en hy vang vis om dit los te laat. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek het anders groot geword. As jy jag, eet jy. As jy vis vang, eet jy. Maar nie meer deesdae nie. Van deesdae skiet hulle en hulle sit 'n trofee op. En hulle vang visse om dit net weer te los. Maar in alle geval, op so 'n geleentheid toe sê hy vir my, jong, wat maak ons volgende jaar in Carpe Diem? Het jy nie 'n onderwerp of iets nie? En ek het toe net hierdie boek, is 'n tweedehandse boek, persent gekry. En die boek se naam is Die keer toe ek my naam vergeet het, van F.A. Venter, een van ons mees geliefde skrywers van vervloë dae. En die ou het hier ingeskryf, ons dank ons liewe Heer, dat hy die hand vir 50 jaar lank in die werk vasgehou het.
mag daar nooit 'n dag kom, wat U sal sê, die dag toe ek my spraak vergeet het. So ek dank dat ek nog vandag kan spraak. En daar was 'n vraag, hoe behandel ons demensie? Of hierdie breinprobleem? En al antwoord wat ek gekry het in my lewe, is hierdie boek. Ek wil hom ook graag aanbeveel vir julle. Die boek se naam is Die Lewe na die Dood. Maar dit gaan oor 3 fases. Die lewe na die dood, en die lewe na die dood. En dit gee mens soveel hoop vir die toekoms, selfs al het jy hierdie probleme met jou brein. So ek wil dan graag begin om vir julle te sê, dames en here, hierdie onderwerp is maar bietjie neerslagtig. En die inligting wat ons met julle gaan deel, is ontstellend. Behalwe as hierdie boek, Die Lewe na die Lewe, vir jou 'n ligbron is vir die toekoms. En ek het agtergekom, en ek is as rou jong doktertjie voor studente by die universiteit gegooi om hulle iets te probeer vertel. En hulle was ook so gemiddeld van 200. En toe het ek agtergekom, ek moet hulle eintlik meer vermaak as iets anders. Hulle kom vir vermaak. Want na 10 minute is jou transparante en vir hulle al vervelig, veral deesdae. Dan wil ek nou ook begin met 2 ou grappietjies. Ek wil 'n bietjie humor inbring in steede daarvan om 'n humeur in te bring wat soms 'n probleem by hierdie pasiënte is. En die eerste grappie is hierdie oom kom by die dokter en hy vra die dokter met hom 'n bietjie ondersoek, en by die afronding van die konsultasie sê die dokter vir hom, oom, ek kan nie jou jonger maak nie. En die oom sit so en hy dink, hy sê, dokter, ek wil ouer word. Want as ek jonger word, dink ek dat ek alles gaan vergeet. Van my ondervinding, van my wyshede en my herinneringe. Dokter, geef vir my iets want ek wil ouer word. En verder, jy weet wanneer is mens oud? Wanneer mense voor jou van jou praat. En ek kom dit agter in die hospitaal, in die spreekkamer, vir alles kinders, my kinders my voor dokter toe vat. Dan praat die kinders en die dokter van my oor my, en voor my. Soos as ek nie bestaan nie. So dis 'n les vir ons dokters en versorgers. Is praat eerder met die persoon na die familie toe en nie anderste dan. Dan die derde ou grapie is, en dit het amper met myself gebeur, die dogter vra vir die pa of sy nie vir hom my geldie kan leen nie. En hy sit so en hy dink, wel op my ouderdom kan ek dalk ietsie doen, maar wat se teenprestasie kan sy lewer? En toe besef hy, sy maak op die testament staan. Dames en here, ek gaan vir julle met julle inligting deel wat ek nou bietjie nagelees het. En die inligting is so onlangs gepubliseer as 2025 en dit kom uit Kanada en Engeland of die Britse eilande. En dan gaan ek nog vir u moet sê, nou is ek by die ontstellende deel. In 2025 was demensie vermoed in Kanada by 414 mense per dag. En hulle is nie so groot populasie. Hulle voorspel in 2030 gaan waarskynlik 1 miljoen mense aan demensie ly in Kanada. En die mees ontstellendste is amper in 2050
gaan waarskynlik 6.3 miljoen mense aan demensie ly in Kanada. Nou sal jy vra, hoekom? Hoekom hierdie vinnige vermeerdering? En die antwoord is ouderdom. 15 jaar gelede, en ek noem hierdie statistiek omdat my ma in dieselfde versorgingseenheid was, dis die Harmoniehof hier in Sunnyside. 15 jaar gelede het 1 tot 2 mense in daardie eenheid sou dit in daai jaar verjaar het in 100 word. 'n Klompie jare later sou 9 tot 10 mense 100 jaar word in 'n jaar. 20 jaar gelede het ek weet nie of Trump het ook gaan terugbring nie, het die Withuis mense genooi vir 'n onthaal wat in daardie jaar sou 100 word. 'n Paar jaar gewees, of met ander woorde 15 jaar later, was daar te veel mense wat 100 word en hulle moes die onthaal aflos. Nou kom ons hoor 'n bietjie wat sê die liewe klomp Engelse. Dis nou die Kanadese in Engeland. Dementia is a general term for the loss of memory. Ek kan nie wat daar van die dokter gesê, moenie my herinnering en my geheue, ek wil dit behou. Dis baie belangrik. Jy weet, as ons eerste op ons ouderdom verjaar, gee ons nie meer omdat ons verjaar nie, dis net nog 'n ekstra jaar, want ons word nie ouer nie, ons is klaar oud. Goed. Dementia is a general term for the loss of memory and other mental abilities. Nou die belangrike ding. Severe enough to interfere with the daily life. It is caused by physical changes in the brain. En Parkinson's is een van die nuutste ontwikkelinge in die wêreld waar ons antwoorde gekry het. Want dit is 'n spesifieke area in die brein waar ons deesdae kan met diep breinstimulasie vir die mense mee help. Alzheimer is the most common type en tot van dementies is Alzheimer's ver in meer as 50%. But there's many kinds of dementia. Ons identifiseer minstens 7 en ek kan nie vir julle dit almal noem nie, want daar's maar 'n gemeene deler in hom. Now, what is dementia? Dementia is not something just happens to people as they get older. So moet nie bevrees wees oor ouderdom, want ons gaan dit nie almal kry. It is caused by different diseases. Our brain controls everything we think. Ek haal hierdie goed in Engels vir julle aan, want dit is die feite wat hulle vir ons gee. Our brain controls everything we think, feel, remember, and do. There are diseases that stop a person's brain from working properly. When a person has one of these diseases, they may have problems with thinking, memory, and speaking. En ook fisiese probleme, soos onder andere blaas- en maagdarmkontrole. My ma daarmee gesit. En ons moet so dankbaar wees. Jy weet, my dogter was 'n uitlandsstudent baie jare gelede na matriek. En sy is Australië toe en ons moes ook uitlandsstudente by ons in die huis inneem. En daar was 'n Deense seun wat by ons kom bly het en hy vra vir my, hoe sê mens in Afrikaans vir iemand en jy stel jouself voor, wat sê jy vir hom? Ek sê vir hom, man, you say to them, hello, that's universal, but then say to them, gesonde oop lyf. Wat beter kan jy iemand toewens? My vrou het natuurlijk my omtrent geskop onder die tafel.
Now, who is affected by dementia? Dementia, as I said, is very common. Did you know that almost 1 million people in 2025 suffered from dementia in the UK? Die ander statistieke was Canada. In the UK there are more women with dementia than men. My vrou dink nie so. Sy dink my vriende is almal maar bietjie belemmerd, net soos ek. People over 75 are much more likely to get dementia, but it can affect younger people. Om nou vir u te help om te oriënteer oor wat dit aantrek. Die persoon is soos ons almal eintlik is, as jy oor 60 gaan. Die persoon sê, ek het gisteroggend opgestaan en besef my beursie is in my kantsak van my motor deur aan die bestuurkant. Ek besluit om hom te gaan haal, want ek wil seker maak hoeveel kontant daarin is. By die agterdeur merk ek 'n lekkende kraan en ek kry dit nie toegedraai nie. En ek besluit toe om dit te herstel en ek gaan soek gou 'n wasser in die stoor. En toe ek die stoor oopmaak, toe glip daar 'n rot uit en ek besluit nee, ek gryp gou die koekies gif en ek gaan sit dit in die huisies om my huis. En toe roep my vrou my vir ontbyt en ek kom en ons gaan eet en tydens die ontbyt sê sy by wanneer plant jy daai plant oor? In alle geval ek gryp dit toe raak onmiddellik 'n prioriteit. En ek gaan soek die spitgraaf, toe kom ek agter ek het vergeet ek het dit vir 'n buurman geleen, ek gaan te soet toe en ek het nou eers koffie drink want hy soek ook weer die ding. En toe ek by die tyd kom om hierdie ding te plant, toe onthou ek genade, ek het vergeet. Waar kom ek nou? Toe gaan vra ek gou vir my vrou en hier is sy besig om die gordyne op te hang. En sy is bietjie duiselig en sy sê vir my man, ek het nog waspoeier ook nodig, gaan kry dit gou. Toe ek so toe is om dit te gaan koop, toe glip ek gou daar by die hardeware winkel in en ek wil 5 goed kry wat op my lysie is en ek besef my lysie is weg en ek onthou net 1. Maar ek het toe daarom agtergekom waar is my beurs, ek het hom te goed kry. Maar toe het ek vergeet, hoekom ek kom nog gaan? Die tweede geval, ek word wakker en my vrou is by die voordeur, klaar gepak, sy het die hele nag gewerk, want ons moet nou terugtrek na ons huis toe, want ons het lang genoeg in hierdie tydelike huis gebly, en die tydelike huis is ons nuwe meentuis. Typiese Alzheimer presentering. Die derde pasiënt, en dit is Eva Venter self gewees. Hy was besig om die skoolgoed te was, en toe hy afdroog, toe val ek uit sy hand. En hy tel het op en hy val weer uit sy hand. En toe beland hy in die hospitaal, en toe hy daar kom, het hy sy naam vergeet. Die vierde geval, 'n vervreemde vrou, het alleen gebly, en toe die huishulp die maandagoggend by haar kom, om haar te help, is die huis toegesluit, maar sy merk onraad en bel die man van die vrou, want sy het nog sy kontak gesonder. En hulle vind haar toe in die knielende posisie, by 'n stoel langs haar bed, en hulle weet is knielend, want die voetjies was vertikaal en die knietjies was by mekaar. In haar linkerhand het sy toe haar selfoon en ek het die saak ondersoek en op die selfoon kan ons toe agterkom sy het 46 uur voorheen laas hom gebruik. So sy was al 2 dae dood. Goed. Hierdie volgende een is 'n bejaarde egpaar en hierdie vrou het 'n TIA gehad, 'n transient ischemic incident of the brain. En dit het my en my vrou self gebeur. Die gelukkige ding is 7 maande later en sy is heeltemal normaal, sy het weer begin brugdeel speel en sy het so daar ingestudeer dat sy nou, want sy moes haar brein ontwikkel, dat sy nou haarself aan toernooi het en toernooi deel. Goed, daar is 6de geval. Hierdie dame, 'n persoon het haar geobserveer en te sien, maar hier so staan sy en sy het haar besigheid. Want die robot het groen geword en sy het nie aangestap nie. Ek het 'n seminaar aangebied vir so 100 sielkundiges en ek het vir hulle gevra sommer in die begin het dit oor ageism gegaan. Dis 'n woord wat jy dalk ken of nie ken nie. Dit is die vooropgesteldheid en die etikettering en die diskriminasie wat mense teen oor mense het met 'n spesifieke ouderdom, het sy baie oud of jong, maar in elk geval.
Ek praat met hulle, dink bietjie vir my na, die eerste ding wat jou opkom, as jy dink aan iemand wat ouer as 65 is. Dis sommer net so 'n ysbreker in die begin, want ons praat nou oor ouer wordende volwassenes. Ek het al daai inligting gevat, en ek vinnig ingegooi, en ek het 'n woordwolk gemaak. Daar's daai woordwolk voor julle. En die woordwolk wys dat, daar's pragtige goed, en daar's goed van wys, en daar's goed van ervare, en daar's goed van grys en getrou, en veerkragtig, maar dit is klein geskryf. So die groot goed wat nou uitgekom het van meer as 100 sielkundiges, was dit hulle het iets van siek, broos, of kwesbaar. So dit was hulle persepsie. Die eerste goed wat hulle gedagtes opkom, as hulle praat van iemand wat 65 jaar en ouer is. Alright. So dis nou feite, né? En dit is die eerste ding wat ek graag oor sal wil praat. En ons sal sê, kan ons nie uiteindelik net by demensie uitkom, nie. Jy is dan nou 'n sielkundige, wat by demensie uitkom, dat ek vir julle vertel, en waar ek werk, en die mense met wie ons werk, en ook die groot veranderinge tans in die wêreld, sê ons kan nie met demensie werk, as ons nie ageism aanspreek nie. Karl, wat sy Engelse woord is hierdie wat jy nou vir my gooi? Ek gaan nie nou vir julle leer presies wat dit is nie, maar dis daai stereotipering, daai vooropgesteldheid wat ons het teenoor ou mense. Jy weet altyd sê, jy lyk so jonk. Nou hoekom? Jy lyk so mooi. Kyk, jy lyk 10 jaar jonger. Wat het jy gemaak? So asof om oud te wees 'n probleem is, né? Ons sê so maklik, ag Tannie, kyk nou net hier. Ag sis tog, boeps. Dadelik weet ons, daai Tannie gaan stadiger praat, stadiger dink, en minder van haarself dink. Al weet sy nie, so met die beste idees, is ons die hele tyd besig om te praat van die ou toppies, of grappies te maak, ek het nou weer 'n senior moment. Of te praat van bejaardes, jammer, ek gaan op tone trap, bejaardes is 'n ageism konsep. Selfs seniors is 'n ageism konsep. Ons moet dalk eerder praat van senior volwassenes. Om nie te sê ek is 80 jaar oud nie, maar om te sê ek leef al 80 jaar. Dit is twee verskillende dinge. Nou sê jy, kyk Karl, waarheen gaan jy hiermee? Wel, ek wil vir julle sê dat die konsep en die wêreld gesondheidsorganisasie het 'n formidabele studie gedoen. En nou sal ek baie 100 meter hardloop soos daai tyd afdink. Wat kyk is verlede jaar was dit die mees insiggewende leesstof wat ek gedoen het, en julle kan dit gerus gaan lees. Wat vir ons sê dat offisieel, volgens navorsing, is die konsep van ageism om vooropgestel te wees teenoor ouer persone hulle self, jy wat hier sit, hoe jy praat oor jou oud word, en hoe ander mense praat oor jou oud word, en hoe grappies gemaak word oor jou oud word, is 'n gesondheidsrisiko. Karl, my neuroloog het niks daarvan gesê nie, wel jy kan maar nou vir hom sê, as hy nog nie daai verslag gelees het, jy kan hy daai verslag maar lees, want ons weet, dit onderdruk sielkundige groei, dit erodeer enige langslewendheid, so ouens, julle wat hier sit, as julle die hele tyd inlewe in hierdie ou word, jammer ek, vulnerable, ensovoorts, dan gaan jy vinnige demensie ontwikkel. Dan gaan jy makliker isoleer. Dan gaan jy ook nie meer ekonomiese deelname hê nie. Okay, nou sê ek Karl, ons het nou amper klaar, ons het nog by demensie nie. So ek sê vir julle dat, kom ons gaan gou terug, dat die manier hoe julle dink oor hoe julle oud word, het 'n radikale invloed. Of jy gaan demensie hê, die laaste 5 jaar het radikale goed verander in die demensie-omgewing. En as jy demensie het, hoe lank dit gaan volhou? Daar's mense wat op hulle ou dag dood is met demensie sonder dat iemand dit agtergekom het. Dan sê jy, ja Karl, jy's nou weer een van daai positive ouetjies, sien jy halfglas vol. Kom ons gaan verder, nog 'n een. Kyk gou na daai skyfie. Ek wil gou weet vir julle. In 2010-11 was daar 'n verskriklike groot peiling wat gedoen is. As ons dink aan jong volwassenes, tweede een middelvolwassenes en ouer volwassenes. Baie van julle wat hier sit. Volgens daai studie, watter van daai mense is die ongelukkigste en ontevredeste? Dink gou in jou kop. Dit was nou 2011. Wie sal jy nou dink was eintlik, en hierdie studie was nou 'n Amerikaanse studie, gaan nou die global een vir julle wys,
Dink 'n bietjie, wie dink jy was daardie ongelukkigste? Toe 'n soortgelyke studie gedoen in 2022, so dis net so na so by COVID. Presies dieselfde in 'n global een in verskillende ekonomiese omgewings. Dink gou weer, wie dink jy toe was dalk die ongelukkigste van daai groep? Is dit die jong volwassenes? Is dit daai middelste 50-jariges? Of is dit die ouer volwassenes? Kan ek jou nou sê wat die antwoord? Kyk na daai prentjie. Ons noem dit die happiness curve, dis 'n U-vorm. Gewoonlik, as jy die gelukkigste, as jy 'n jong volwassene is, dan sorry waar ek nou is meeste van die ouens die ongelukkigste hier rondom die 50ste, en dan oor die algemeen is seniors eintlik in al die fases van ontwikkeling oor alle kulture heen die gelukkigste en tevredeste groep. Maar kyk wat het met COVID gebeur, maar dis nou 'n lang ander gesprek. Ons dink dis COVID, anders toe, nee. Dis 'n J-vorm, so die jong mense is nou baie minder gelukkig as in 2011. Maar kan julle sien dat julle klomp nog gelukkiger is? Alraai. So julle is eintlik lekker happy clappy. Okay, Karl, wat sê jy dan nou vir ons? Nog 'n een. Kom ek gaan nog 'n mattas. So ek gaan 5 minute oor my tyd gaan, hè. Is daar's 'n fantastiese ander studie wat gedoen is. Hulle het 'n klomp outoppies gevat, hoor jy, ageism, outoppies. Wat met outoppies klink vreeslik oulik. Ouer volwasse mans wat in die 70 was en hulle het vir 'n week in 'n kamer in 'n hele leefarea gesit van hoe hulle studente was. Die musiek, die koerante, alles. En hierdie eksperimente gaan nog aan en is fantastiese resultate wat kom. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Na 'n week wat jy 'n senior volwasse man dwing om te maak of hy in sy studentejare leef. Hallo, hoor jy my? Het daai persoon sy fisiese gesondheid verbeter, regop geloop, beter gesien en gehoor, skerper. Sy geheue was beter, skerper gedink, hy het jonger gelyk vir sy familie, meer energie gehad, selfvertroue en absoluut betrokkenheid. Hy wou net dinge doen. Dan sê ek, Karl, wat wys jy vir my? Ek wil hê voor ons enigstens oor demensie praat, moet julle wat hier sit die volgende hoor. En al vergeet julle alles wat ek sê. Onthou dit. Dat lyk vir my dat ouer volwassenes die gelukkigste fase van mensdom is. Die doom en gloom het ons gehoor, daar gebeur nou shenanigans met julle. Okay. Lyk my so, ons gaan nou mooi hoor. Maar die lekkerste ding is, daar's navorsing nou wat al meer wys jou positiewe ingesteldheid teenoor jou aftrede of teenoor jou oud word, kan jou lewe tot 7.5 jaar verleng en kan die lewe wat jy het absoluut meer sinvol maak. Dat as jy pyn het, jou pyn beter gaan hanteer. Dat as jy kanker het, selfs jou kanker beter gaan hanteer. Okay, Karl, so jy sê vir ons is happy en as ons positief oor ons oud word dink, dan gaan dit beter met ons. Ons sê ja. That's facts. That's the way it is. Nou wat het dit het alles met demensie te doen. Want ons het ook nodig om so te dink aan demensie. So, julle weet nou iets van ons moet gaan dink oor hoe ons dink oor oud word. Hierdie grappies, hierdie ou word, hoe dink man? Ons is op 'n ander fase baie van julle wat seker goed anders is. Jy het nie verlies en meer ander goed bygekry. So kom ons kyk na normale veroudering. Dit klink dan verskriklik daai kolletjies wat jy daar sien. Ek het letterlik al die klomp navorsing wat te doen is in my vakgebied. Ek is nie net oor emosies nie, ek wil weet hoe dink mense. Ek hou daarvan om te weet hoe lyk hulle kognitief. Kom ons vat gou, wie van julle is tussen die ouderdom van 65 en 74? Steek op julle hande. 65 en 74, nie ek nie, maar julle is. Hou net op wat ek mooi sien. Nou julle, luister nou mooi wat is normale veroudering vir julle. Nommer 1, okay, dit is waar, julle doen goed 'n bietjie stadiger as gewoonlik. Is ek reg? Alright, ons is nou by daai kolompie. Daar waar die rooi begin. Jy doen nou goed bietjie stadiger. Dit is vir jou 'n bietjie moeilik as jy baie inligting kry, jy moet gou 'n groot besluit maak. Dit is bietjie moeiliker as gewoonlik, is ek reg? Of nie? Nie te sê nie. Volgende een, jy kan nie meer lekker die bal altyd so vang moet om vir jou gooi nie, of klein seer. Die trappe, ek moet so 'n bietjie loer vir trappe, is ek reg? Die diepte spatial goed is maar 'n bietjie inperk, maar jy kan nog jou nommers mooi onthou. Jy kan nog bietjie sin maak van syfers.
Die volgende ding is, jy kan lekker praat, beter praat as enige van jou jong volwasse kinders. Jy is fluent, jou verbale ability is top notch. Jy vergeet nog so 'n bietjie name wat jy miskien vinnig verlede week ontmoet het, of jy sukkel hier en daar om 'n vinnige ding van verlede week te onthou, of jy is hier baie skrander en oulik en jou geheue aan jou onthou dit alles, dit is normaal, maar jou emosionele regulering gaan nooit weer in jou lewe beter wees as nou nie. Jy dink nie dis so nie, dit is so. En dat daai kinders, jy sê nie al daai tantrums vir jou kinders nie, jy sê nie al daai op en af van die jonger mense nie. Alright, so, en jy is wyse. So dit is normale veroudering. Dis nie demensie nie. As jy bietjie stadiger is, jy het nie meer diepte persepsie nie, hierdie klomp inligting moet 'n bietjie langer vat om te verwerk, of ek onthou nie altyd so nou en dan iets sien nie. Dis nie demensie nie. Ek hoop julle dit verstaan. Ek het dit gesê en dokter het dit ook vandag vir julle gesê. So, wat sê ek vir julle? Dis 'n mite. Ouer mense is gelukkig. As my ouer mense se ouer volwassene se mindset reg is, dan is hulle gesonder en hulle is nie so stupid as wat almal dink nie. Okay, is dit waar? Hallo, gee my 'n klap. Dis julle. Nou kom ons by demensie en ek het 2 minute oor, maar ek het gesê ek gaan 5 minute oorgaan, so dan het ek nog 7 minute oor. Nou kom ons by demensie en ek gaan nie alles sê wat ons kollega gesê het nie, maar ek wil wel die volgende vir julle wys. Die realiteit is, hoe ouer mens word, hoe groter is die kans dat jy demensie kan ontwikkel, maar vir bo 65, en hierdie is data wat absoluut oral aanvaar word. So as ons 100 mense het, daar staan my 100, is daar gewoonlik, kan ons sê 11, gaan kliniese demensie. En van daai 11 is die grootste persentasie Alzheimer's. Dis so 7-8 mense, 7-8-9. So in hierdie crowd hier is die kans dan ook goed dat dit miskien in dit sal val. Alright. Die ander dimensie, daai Lewy liggaam is nou waarin, wat is nou weer die doop persone, die ek weet ja. Van die ander dimensie wat van wat ek eintlik net wil sê is, daar's 89% wat nie demensie gaan ontwikkel nie. En ek moet die hele tyd mense probeer sy angstigheid en sy depressie probeer bestuur omdat hulle worry hulle gaan demensie ontwikkel. Want mens worry daaroor. Jy sal gesondheid inperking hê, jy sal met 'n reistool ry, maar jy wil tog net nie jou kop verloor nie. Is ek reg? Maar hoor julle, en ek stel belang aan daai 89% wat nie demensie kry nie, want hulle moet die versorgers wees van die demensie ouens, en hulle kan 'n groot invloed hê of hulle later in hulle lewe demensie gaan ontwikkel. En dan kan ouens met my stry en ek sal dit die feite wys. En wat so belangrik is, ons het jy reeds oor dit, ek gaan nie dit sê nie. Daar is 14 risikofaktore geïdentifiseer. Dit is, jy kan dit vir jou leer vra. As jy daai goed in stand hou, of jy nou 'n biomarker het of 'n genetiese predisposisie het dat jy Alzheimer's gaan ontwikkel, bla bla bla, as jy daai 14 kan in stand hou, dan kan dit jou keer om demensie te kry, of dit kan jou, as jy demensie het, dit vertraag. Okay, ek gaan nie dit almal deurgaan nie, maar jy weet, Dr. Mariette van Niekerk, fantastiese neuroloog, wat sy hou daarvan om hierdie 5 uit te sonder, want die navorsing wys vir ons, as jy vandag hier sit, en jy 'n geneigtheid het vir neerslagtigheid, en 'n geneigtheid het vir depressie, dan moet ons daardie depressie hanteer. Want as ons depressie kan hanteer, dan is dit een van die grootste risikofaktore, behalwe die biologiese goed wat ook kan lei tot demensie. As jy sosiale isolasie, nou wat doen ons met demensie persone? Sosiale, tegnies, as ons gaan kyk na al die evidence-based navorsing, is daar niks wat breinplastisiteit so verbeter as gereelde, aanhoudende, interpersoonlike kontak. Nie eers die medikasie vir die dokter vir jou gee nie. Okay, so daai goed moet in plek wees. Dan gehoorverlies. Hallo, moenie eers gehoorverlies in 'n knorrige
korrelkop wees nie. Ek het gehoorapparaat. Sien julle dit? Dit het my lewe verander. So, ons moet die mites breek. Gehoorverlies direk, want dit lei tot isolasie, minder poep sit in ontwikkelde mense. En as jy dit al 'n predisposisie het, gaan dit dan vinniger ontwikkel, fisiese aktiwiteit ook en alkohol. Ek gaan nie deur al daai shenanigans gaan nie. Nou kom ons, nou het iemand, demensie, dis nou 'n diagnose wat deur 'n neuroloog gemaak is, né? Dan is hierdie mense eintlik, of julle twee eintlik die kundiges van wat is die volgende proses. Die eerste gedeelte van demensie is iets wat ons as sielkundiges mee kan werk, wanneer ouens nog kan met ons praat, hulle het wel goeie persepsies, ons werk met die gades, so ons moet hierdie hele skok en rou hanteer. Want dit is skok en rou, par excellence. Okay, en ewe skielik begin hulle te rou oor toekomstige verliese wat hulle nog en al hulle ou maatjies het al hierdie ageism goed het hulle sê, my ma, so dit word net erger en dan vir my ons somme om met mense te praat, want almal het 'n demensie storie. En elke demensie storie is ook individueel. So ek wil hê, ek wil amper, ek wens ek kan net hier afsluit met te sê, daar's net een ding wat my rig, as ons werk met mense wat demensie gediagnoseer is, of in die middel, daar's nou 7 fases, maar is eintlik maar die voorfase, die middel en die laatfase waarmee ons werk, help om te bly wie jy is. Dis al. As jy wil weet wat jy moet doen, hoe kan ek help my man of my vrou, of die persoon help om so lank as moontlik te bly wie jy is. Wat sê ek? Hulle so lank as moontlik te help wie jy is. So waarvan hulle hou, hulle belangstellings, hulle geskiedenis is alles. As jy dit het, kan jy werk met alles. Ek gaan aangaan, ek gaan ek wil graag gaan, nou dis al die verskillende fases en natuurlik wonderlike interdissiplinêre werk wat ons kan doen, maar op die ou einde, wat wil ons doen? Ons wil alles doen, sodat daai persoon so lank as moontlik kan bly en voel wie hulle is. En dit is nie waar dat ek gou aan selfinsig in die laaste fase. Ons dink die heeltyd aan daai laaste fase. En dan dink ons, alles is nou afgesluit. Ek het alles verloor. Ek glo nie daaraan nie. Hierdie opmerking van julle, die uitnodiging was, ek het my naam vergeet. Ek stel belang in, wat het jy nog nie vergeet? Wat het jy nog nie vergeet? Hoe kan ons elke dingetjie wat jy nog, in plaas om te sê, wanneer ek woede uitpak, onthou as jy emosies het in Alzheimer's, beteken is eintlik 'n hulpkreet kommunikasie. Moenie na die gedrag kyk nie, kyk na die emosie. Hulle is of onveilig, of onseker, of bang, of frustreerd. En wat doen ons dan? As daar nou 'n skildery in die huis staan en ewe skielik, daai man gaan ons skiet. Dan gaan jy sê, maar dis net 'n skildery en los die skildery nie, jy gaan die skildery toegooi. Sê moenie worry nie, ek gaan hom nou verwyder, maar ek gaan hom nou verwyder. So dit is dan nou wanneer ons sekere baas die terapeutiese goed, ek het nou gaan die laaste dan sê ek by jou sit net daar. Ons het baie validering, né? Ons wil tog die hele tyd hulle reg help. Nou, waar wil jy voor reg help? Hulle gaan net simpeler voel. So leef baie in dit. En dan herinneringsterapie, jou hele huis moet oral vol albums. Sy lewe moet herinner word, want dis hoe hulle absoluut voel. So, ek wil vir julle die paar praktiese riglyne en dan is ek klaar. En dit klink nou en hierdie mense wat nou met meer die palliatiewe sorggedeelte of die huisversorger gedeelte. Ek ging of die huisversorger weet nie. Jy moet stadig praat. Met alle kommunikasie moet jy stadig praat en iemand in die oë kyk. Maar met 'n Alzheimer's pasiënt vertel. Geef hulle een instruksie op 'n slag. Jy gaan nooit met hulle redeneer nie. Jy gaan sorg dat daar rutine bly. Jy gaan al hulle favourite belangstellings. Dit gaan jou nuwe belangstelling raak. Nou praat ek nie oor die tuisversorger nie. Ek is in my hokkie daar. Hulle kan gerus kom gesels, want dis die persoon wat met die diagnose eintlik heel eers by 'n terapeut moet uitkom. As jy geld wil spandeer dit dat jy eerder by 'n kundige uitkom.
as dat die persoon wat gediagnoseer is. Want dit is jy wat daai las moet dra. Dit is jy wat moet verstaan wat die rol is. Dit is jou gesin wat dadelik daaroor moet begin praat. Dan beplan vooruit, menswaardigheid moet altyd eers kom en onthou van die ondersteuningsgroepe. Hoekom is almal so, amper sê ek wil hierdie woord, amper te 'n vloekwoord gebruik. Wat is nou so erg aan ondersteuningsgroep? Is al jou hulp wat jy nodig het. Skakel dadelik in. Dit maak jou lewe net heeltemal anders. Mense wat soos jy dink, gee vir jou raad, dit weet presies wat aangaan. En dan is dit my laaste skyfie. Oom Petrus Moorman het gesê, die mensie toets nie net die geheue nie, dit toets ons menslikheid. Jy is nie dood tot jou asem weg is nie. Maklik vir my om te sê, maar ek het dit met my skoolpa beleef wat Alzheimer was. En ons het gesoek, ons was hoopsoekers, ons het gesoek na elke tikkie geheue, elke tikkie ding wat hy het. Want as hy by Neverland uitgaan, dan is ons nie saam daar nie. Maar as hy vir hy stukkie terug is, met sy gunsteling musiek, met sy dit, dan is ons by hom. En dan voel hy veilig. Kyk, dit is 'n baie gekompliseerde siektetoestand wat ek weet nie hoe ek in 10 minute hieroor kan praat nie, want ek kan tot vanaand toe oor dit praat, so passievol is ek oor hierdie siektetoestand as ook die roeping wat ek het. So, dementia, ek is van ADASA, Association for Dementia and Alzheimer of South Africa. Ons organisasie is in Suid-Afrika ook geakkrediteer by IDI, Alzheimer Disease International. So ons sit met al die nuutste navorsing en ons is ook gereeld elke tweede maand op hulle webinars. In 'n land word daar net een organisasie gekies om 'n lid te wees van IDI. So ons is in die voorreg om dit te hê, hulle het ons ook kom besoek. Ek wil dan net sê dat ek staan vanoggend hier voor julle, juis komende van IDI af, om te sê, daar is hoop vir hierdie siektetoestand. Mense moenie vreesbevange wees nie. En ADASA help julle om deur hierdie prosesse te gaan. Na diagnosering is dit die mediese kant, dan tree ADASA aan, maar die welsynsorganisasie is, wat die gom is tussen die familie en die pasiënt. En ons stap met julle op pad om te verstaan, want dit is nie so ingewikkeld nie. En nou wil ek sê, dit is nie so ingewikkeld nie, is dan, daarso. So lyk 'n demensie brein. So kan julle sien, dit is 'n breinsiekte. En dit is net soos enige ander siektetoestand. Hier sit mense nie gehoor wat dit oor en oral gehoor het wat op ons opleiding was, by ons seminare was. Maar net om 'n baie goeie voorbeeld te hê, as jou geliefde vanweë diabetes wat ook 'n siektetoestand is, kangarine in sy voet kry en die been word hier geamputeer, dan het jy 1,5 been. So, wat is jou beperkinge? Vir ons wat oud is, daar's beperkinge op enige siektetoestand wat met ons gebeur. Jou niere moet jy gaan vir nieranalise. Niks is maklik nie, maar ons hoor net Alzheimer omdat ons dit nie verstaan nie, of demensie. So jy gaan nie met 1,5 been verwag dat jou geliefde normaalweg moet loop nie. Nou kyk ons na daai brein. Hoekom verwag ons dat 'n persoon met 'n breinsiekte normaalweg moet dink? En die grootste probleem is dat ons met daai gesonde verstand aan julle linkerkant heeltyd dink vir die siek verstand. Wat doen die breinsiekte aan ons? So ons praat van ons wêreld en hulle wêreld
En daar is die groot probleem. Ons moet verstaan, en dit is wat Adasa in 'n konsultasie met julle doen, om uit te werk 'n personal center care program, wat al hierdie goed insluit, wat ons saam met julle stappe doen. Daarso is julle 5 beperkings. Ons het 5 dele in die brein, en dit sluit in die kognitiewe deel, die funksionele deel, die psigiatriese deel. Dis een deeltjie, mense, dit is nie 'n psigiatriese siektetoestand nie. In Suid-Afrika ook is dementia landwyd nog nie onder die stelsel geplaas nie. Adasa is nou tans besig. Ek is ook deel van strategiese beplanning elke 2de jaar wat ons met die departement gesondheid en welsyn is om hierdie siektetoestand te plaas. En dit sluit ook aan hoe jy dit sien. So, ons is besig om Adasa te plaas, as julle sê, dis is, skus ek gee plaas in Engels, 'n mental toestand, dan wat doen ons? Ons plaas hierdie persoon onmiddellik onder die geestesgesondheidwet. En dit is nie wat dit is nie. Hulle staan onder die wet op ouer persone. Ons is tans ook die carers is by Departement Maatskaplike Dienste geregistreer, want niemand anders wil dit hê nie. So, en ook volgens die riglyne. So dan kry ons die gedrag, dan kry ons ook die fisiese. So die kognitiewe deel, die ander dele wat beperkings is, buiten al 5 dele in jou brein, wat ons kan vir jou onmiddellik laat verstaan waar die meeste beperkings is deur daai persoonlike ontleding te doen, want elke een se hoe dit deur die brein gaan is verskillend. Dit gaan ook oor die al jou 5 sintuie is beperk. So veral jou sigsintuig is dat as ons van so maak. Dit is ons normale, ons sien op ons vingers, dit is ons normale, soos hulle in Engels sê, dit is ons visual spatial perimeter. Hoekom kan 'n persoon nie bestuur nie? Want hulle visual spatial, hulle sien nie alles raak nie, krimp na 'n tunnelvisie. Hulle kan nie meer 3-dimensioneel sien nie. So as julle julle vingers so in julle oë sit, sien julle alles dubbel. En dit is ook onder andere waar al die behavior, die gedragsuitdagings kom. Maar dit is ook daai sintuie wat ons ook gebruik om kwaliteit lewe aan die persoon te gee, menende dat ons in ons daaglikse waar ons is, vir hulle stimulering kan gee deur die sintuie. Ons het ook, Karel het gewys, ons het, tans is ons besig, ons het 7 seminare hierdie jaar, maar ons fokus is op die 14 risikofaktore wat Karel genoem het, en ons kan dit vir die kerk stuur om ook vir julle uit te stuur, maar dit gaan daaroor dat die grootste deel is dat ons in ons midlife moet na onsself kyk. Dis baie waar. So nou probeer ek sien daai bord tik. So as ons dan kom by diagnoses, dan is daar ook sekere persone wat ons na toe moet verwys word. Mense, as julle kanker gehad het, gaan julle nie na 'n GP toe nie. Die GP het baie beslis hulle rol in hierdie multiprofessionele span, ons elkeen het ons rol.
Maar jy gaan, dis 'n neurologiese siekte. Karel het ook genoem van hierdie uitstekende vrou wat gespesialiseerd is in demensie. Jy kan ook 'n psigiater gebruik, maar dan moet hulle ook die weë van die brein ken. Dit kan nie enige iemand wees nie. So, as ons kyk na die tipes, dan is daar soos kanker, die oorhoofse groep, dan kry jy jou tipes, en dit is die verskil volgens dementia en Alzheimer. Alzheimer is 'n tipe, dan kry jy jou vaskulêre, jy kry jou Isolated-Korsakoff, Lewy body en frontal-temporal dementia. Ek wil net ook oor Parkinsons sê, kan julle sien, ons sien dit nie as 'n tipe nie, maar daar is baie raakpunte. Ek het gesien, Hof het vir my die vraag gevra, is Parkinson dementia? Ek het weer eens boeke op boeke voor hierdie sessie gaan lees. En ek sal nou vir julle verduidelik. Daai frontal-temporal dementia kom gewoonlik voor by persone wat die young onset dementia is. Dit is die oorerflike een. Jy kry young onset en late onset dementia. Die young onset is gebore met 'n kromosoom en hulle word gediagnoseer in hulle laat 40's, begin 50's. Die meer young en lang, wat van ander een is 65 plus. So en dan dan is dit ook jou daar soos die Sambriel, daar is die Parkinson disease. Wat ek net weer, soos ek sê gister, en ek het glad vir AI ook gevra, hoor, dan moet julle weet dat hulle sê, en ek het praatjies al daaroor oor die radio gedoen, wat weer eens sê, daar is raakpunte, dit kom albei van die brein af. Maar waar dit begin, is wat jy het. En ek gaan nou nie terug nie, maar die Lewy body een kan baie Lewy body tipe dementia kan baie maklik nie reg gediagnoseer word nie. So dit is bitter belangrik om te weet waar die demensie begin het. So hoewel beide toestande die brein affekteer en progressief van aard is, lê die hoofverskil in die ook waarin simptome verskyn. Parkinson se siekte begin as 'n bewegingsversteuring, terwyl dementia primêr die kognitiewe deel aantas wat insluit die korttermyngeheue, die ook die in die al daai dele wat ek genoem het, want in die fisiese deel dit begin nie net met korttermyngeheue nie. Korttermyngeheue en disoriëntasie is wat mens sien, maar uiteindelik as dit dan jou aktiwiteite van daaglikse lewe aantas, dan is dit nie meer normale vergeetachtigheid nie. Demensie. Dit is asof mense vir iemand sê, kom ons praat bietjie oor die eet, of kom ons gaan oefen. Jy kry min of meer dieselfde reaksie. Maar ek wil dit vandag vir julle bietjie meer prakties verduidelik. Julle almal sal reeds bekend wees met rekenaars. Nou demensie is as jou brein so bietjie sukkel, soos hulle sal sê hy buffer om die inligting te kry. Dit is glad nie dat iemand dom is nie. Dit is meer soos die brein se wifi wat sukkel om saam te werk. Partykeer is dit sterk, ander kere is dit swakker, ander kere sê hy net buffer. En party dae helaas is die sy net op een streepie. Goed, ek moet praat oor die versorging. Die versorging is maar basies die fisiese versorging. Ons sal later by die ander deeltjies kom, want dit is fisies. Dit is holisties. Fisies, emosioneel, kognitief, maar met die fokus op veiligheid
waardigheid en ook die kwaliteit van lewe. Goed, heel eerste is jy gaan moet kyk dat die persoon fisies versorg word. Dit behels die daaglikse goedjies, 'n harekam, tandeborsel, daai tipe van goed. Ek wil tog hier al die klem lê. Moenie alles vir die persoon doen nie. Laat hom toe om self te doen wat hy kan self doen. Dan tweedens is daar voeding. Dit is ook hoe snaaks dit mag klink. Moet jy die mense herinner om gesond te eet. Nie net gesond nie. Hulle vergeet letterlik om te eet. Ander vergeet weer dat hulle reeds geëet het en hulle wil weer eet. En partykeer 'n persoon wat nie kennis het, die sal lag daaroor. Ek persoonlik dink ek kan maar partykeer 'n bietjie vergeet om te eet. Dan kom ons by medikasie. Medikasie is 'n geweldige belangrike ding. Baie van hierdie mense is reeds op kroniese medikasie. En soos wat julle neuroloog sal sê, daar is sekere middels wat 'n mens kan gebruik om te help in persone wat sukkel met demensie. So dis geweldig belangrik, presies dieselfde. Hulle moet hulle medikasie drink en ook om te kyk dat hulle nie dit meer as een keer wil hê nie. As ook pynmedikasie, dis nog 'n groot probleem vir ons in verpleging. Oupa het pyn, hy weet nie hy het 'n halfuur terug reeds 'n pynpil gedrink nie. So dit is baie moeilik en baie belangrik om dit goed te bestuur. Dan veiligheid. Ons nou weer 'n paar te agter, daar's medikasie, veiligheid. Dis waar ons nou is. Maak seker dat dit veilig is. Daai geval van draai die bad as 'n kraan oop, vuur warm, die persoon kan vergeet om koue water by te sit. Hulle kan vergeet hulle het reeds die stoof aangesit. So toesig is van die grootste belang in 'n pasiënt wat wel demensie het. Dan kom ons by die kognitiewe ondersteuning. Wat gebeur eintlik? Dit is die brein, soos ek net gesê het van die rekenaar, hy verloor toegang tot sekere leers. En partykeer is die toegang vinniger of stadiger. Dis nie dat ouma nie weet wie jy is nie. As jy byvoorbeeld nou sê, "Ma, hallo, dis ek." Sy weet wie jy is, maar haar brein is besig om te search. Hy gaan nou deur al hierdie foldertjies. Haar brein sê dan vir loading, wag in. Maar die belangrikste is mense verloor dalk hulle geheue, maar hulle verloor nie hulle emosies nie. Hulle kan dalk nie onthou wat jy gesê het nie, maar hulle gaan beslis onthou hoe dit hulle laat voel. So as jy vir ons sê, "Maar ek het net vir jou gesê dit is ek," dan voel sy dit. Al onthou sy nie eens wat jy gesê het nie. Dan kom ons by praktiese ondersteuning. Dit is soos oriëntering is van geweldige belang. Karel het dit net nou ook gesê, sit 'n groot horlosie op, sit kalenders op, sit foto's op met name, want dan kan jy sê, en herinner jou persoon gereeld, maar dit is 'n winter, kom ons gaan sit buite in die sonnetjie, of jy sê dit is Dinsdag, vandag moet ek wasgoed was. So dit is nie kinderagtig nie, dit is die brein se handleiding. Goed, ons is by. Simulasie. Ek dink ek het enige te ver aangegaan. Simuleer ook daai persoon. As hulle wil byvoorbeeld 'n blokkiesraaisel invul of 'n boek lees, help hulle daarmee. Dan het ek in my prentjies net saam praat. Goed. Dan ook moet ons nie waarde van musiek vergeet nie. Musiek is 'n wonderlike middel vir toegang na ouer persone toe. Dit is so stoorkuns. Hulle onthou dalk nie jou naam nie, maar sit 'n liedjie op uit hulle jeug wat hulle van gehou het. En ewe skielik is jy in sy wêreld. En daai deel van die brein hou vas soos 'n tannie wat 'n specials wysing checker het. Goed, dan gaan ons met empatie en geduld. Wees geduldig. Ek dink dit is die belangrikste van alles. Want ongeduld maak baie maklik angs, depressie of aggressie in die persoon. Herhaal 'n vraag sonder om te sug. As die persoon vir jou 5 keer vra, dan antwoord jy 5 keer. Dink daaraan as gratis gee toets vir jou geduld. Dan kommunikasie. Gebruik eenvoudige sinne, 'n rustige toon, maak oogkontak, vat aan die persoon.
want dit versterk die verbale en die nie-verbale kommunikasie. Moenie hulle korrigeer nie, maak 'n bruggie. As oupa sê, ek moet nou skool toe gaan, dan help dit nie jy sê vir hom, pa, maar jy's 80 nie. Jy sê vir hom, watter skool is pa nou weer? Watse klasse is daar? Watter juffrou het die meeste van? En daarin daai oomblik is hy kalm. Dan betrek jy familie. Daar's verskeie goeie redes om die familie te betrek. Heel eers gee dit vir hulle daai emosionele sekuriteit. Want mense met demensie voel maklik verwar. Ek het al baie keer by 'n pasiënt gestaan dat ek hulle jammer kry uit my hart uit. Want onthou net, al weet ek hy is veilig, hy voel nie veilig nie. En deur dit vir hom te gee, is die enigste manier hoe jy hom gaan kalm kry. Ek was ook al geskok en gevloek en swaan, maar dit is moeilik. Jy moet dit van daai persoon. Ek dink dit moet verskriklik wees om so vasgevang te wees en daai angs te ervaar. Dan kan die familie jou ook help met die persoon se geskiedenis, soos Karel ook gesê het. Wat is hulle voorkeure? Wat is hulle gewoontes? Wat is hulle gunsteling musiek? Wat is hulle vrese? En ook, hoe kan jy daai persoon troos? Kennis help nie net die verpleegsters om meer persoonsgesentreerde sorg te gee nie, maar iets wat sterk beklemtoon word in die benadering van Tom Kitwood, wat gesê het, dementia does not take away the person. Dan gaan ons na die dag-to-dag aktiwiteite. Gebruik routine. Routine is baie belangrik. Dit is soos 'n GPS vir 'n brein wat nie meer Google Maps het nie. Dit gee vir 'n struktuur. Jy sal sien baie keer in aftreeorde of in demensie-eenhede het hulle 'n prentjie van die persoon op sy deur. Jy het verskillende kleure deure, sodat ouma altyd weet, my deur is die geel deur, met die blom prentjie op. So dit gee hulle baie meer sekuriteit. Dan beweging kan 'n mens ook nie uitskakel nie. Bietjie oefening, kos gaan stap 'n bietjie, dis winter, dis maandag, die kinders is by die werk. Jy kombineer al daai goedjies om die persoon 'n kwaliteit lewe te gee. Dan weer eens selfstandigheid, soos ek net nou gesê het, moenie goed doen vir hom wat hy self kan doen nie. Dan is daar gedrags- en emosionele uitdagings wat ons het. Hoe hanteer jy aggressie? Maar deur hierdie tegnieke wat ek reeds genoem het, jy vermy konflik. Baie van die mense het slaapprobleme. Geef hulle 'n vaste slaaproetine. Gebruik medikasie wat nodig is. Want 'n moe, aggressiewe mens is baie angstig. Gee herhaling en rustigheid. Herhaal instruksies, kort, eenvoudige aanwysings. Minder reggeld, meer geduld. Minder argumente, meer bevestiging. Minder korrigeer en bou meer bruggies. Dan wil ek graag afsluit met 'n laaste klein waarheid. Ek sien ek het nog 44 sekondes. Demensie steel herinneringe, maar dit steel nie 'n menswaardigheid nie. Kognitiewe ondersteuning gaan nie net oor tegnieke nie, dit gaan oor geduld, jou toon, jou liggaamstaal, sagtheid. En dan party dae, dan beteken dit net sit, hou sy hand vas en glimlag. Want selfs al herken hulle nie jou naam nie, hulle herken steeds hoe jy hulle laat voel en dat jy hulle liefhet. Wil ek vir julle sê, ek is gevra vandag dat jy dat ek wil praat oor die regsgedeelte nadat jy dan nou met demensie gediagnoseer is en dan ook oor volmagte. So kom ons begin met volmagte. So wat is 'n volmag? 'n Volmag is 'n regsdokument waarin een persoon wat gewoonlik 'n prinsipaal genoem word aan 'n ander persoon wat die agent of die gevolmagtigde is, sekere bevoegdhede en regte gee om namens daardie persoon op te tree. En in Suid-Afrika kry ons dan twee tipes volmagte. Ons kry 'n algemene volmag en ons kry 'n spesiale volmag. Nou 'n algemene volmag is presies net wat dit sê, dit is 'n wye bevoegdhede wat jy aan 'n spesifieke persoon sal gee. En dit sal tipies wees wanneer jy byvoorbeeld vir 'n jaar vir jou kinders oor see gaan kuier. Jy het eiendom aan hierdie kant, jy het transaksies wat moet gebeur, sekere ekonomiese handelinge en jy is nie self hier om dit te kan behartig nie. Dan sal jy byvoorbeeld aan jou kind, jou prokureur, jou broer, jou man 'n algemene volmag gee. Jy gaan vir 'n jaar oor see, daardie persoon hanteer jou sake asof dit jouself is wat jou sake hanteer. Wanneer jy dan terugkom van oorsee af, dan gaan jy daardie volmag herroep.
Dan kry ons natuurlik ook 'n spesiale volmag en 'n spesiale volmag gee jy gewoonlik vir 'n persoon vir 'n spesifieke handeling, vir 'n spesifieke ekonomiese transaksie. Tipies sal dit dan nou wees 'n eiendomstransaksie. Daardie volmag het spesifieke bepalings en sê dan dat die persoon wat namens jou optree mag net sekere handelinge verrig. Daardie volmag verval dan outomaties wanneer daardie spesifieke transaksie afgehandel is. Daar is dan natuurlik ook beperkings op volmagte. 'n Volmag verval outomaties wanneer jy te sterwe kom, wanneer jou boedel insolvent verklaar word, wanneer jy onbevoegd verklaar word om jou eie sake te hanteer, soos byvoorbeeld wanneer jy met demensie gediagnoseer word. Want in Suid-Afrika het ons geen enduring power of attorney nie, want ons reg sê dat jy moet te alle tye die mental capacity hê om jou volmag wat jy gegee het te kan herroep. So met die gevalle wat ek hierbo genoem het, kan jy nie die volmag herroep nie en daarom sê die reg word outomaties herroep. Maar wat gaan jy dan nou doen? Wat staan dan nou te doen vir jou geliefdes wanneer jy byvoorbeeld met demensie gediagnoseer word? Jou geliefdes het dan die keuse, want jy gaan dit natuurlik nie self kan doen nie, maar jou geliefdes het dan natuurlik die keuse dat daar vir jou 'n administrateur aangestel word of 'n kurator. 'n Administrateur is iemand wat jou geliefdes self kan deur middel van 'n proses by die meester aansoek doen voor. Kom ons kyk gou daarna. Dis 'n proses wat gedoen word deur die meester van die Hooggeregshof. Jou familie het nie 'n prokureur nodig nie, so dit is 'n baie goedkoper proses. Dit is veronderstel om 'n baie eenvoudiger proses te wees, alhoewel die meester voorgeskrewe dokumente het wat ingevul moet word, ook voorgeskrewe vereistes. Daar gaan ook expert verslae moet wees. Hulle gaan dan vir jou 'n administrateur aanstel en daardie administrateur gaan jou finansiële sake hanteer. Die beperkings om 'n administrateur te kry is gewoonlik jou boedel moet klein wees. In regsterme sê ons jou boedel moet gewoonlik kleiner as R250.000 wees. Anders gaan ek die administrateur nie vir jou werk as hy groter as R250.000 is. So indien jy dan 'n groter boedel het, is die opsies dat daar vir jou 'n kurator aangestel word. Kom ek gaan met julle deur die proses van hoe word 'n kurator vir jou aangestel. Jou familielede kom agter of hulle was reeds by 'n dokter en jy is reeds gediagnoseer met demensie en jy het aansienlike besigheidsbelange, jy besit eiendomme, jy het sy verhuurings, besigheidstransaksies op 'n daaglikse basis en jy kan dit nie meer self hanteer nie. Dan sal hulle tipies na my toe kom, vir my die situasie verduidelik, dan sal ek hulle adviseer dat daar moet vir jou 'n kurator aangestel word. Ek sal hulle dan ook adviseer dat hulle moet jou na 2 experts toevat, wat gewoonlik mediese dokters is, in verskillende spesialistvelde, sodat hulle 'n verslag kan uitreik wat ons gebruik as ondersteuning by 'n hofaansoek. Ons sal dan tipies 'n kurator ad litem, dus ons het gaan onthou, A is eerste in die alfabet en die finale kurator is 'n bonus, hy is later in die alfabet. Dan sal ons vir jou 'n kurator ad litem nomineer, wat gewoonlik 'n advokaat is. Ek stel dan 'n eedsverklaring op met jou familielid wat die eedsverklaring aflê. Die 2 experts se verklaringe word se verslag word aangeheg by hierdie verklaring en ons gaan dan hof toe. Indien die regter tevrede is dat die omstandighede van so 'n aard is dat daar wel vir jou 'n kurator aangestel moet word, dan sal die regter vir jou eerstens 'n kurator ad litem aanstel. Die doel van 'n kurator ad litem is om jou te verteenwoordig tydens die hele hofproses, sodat jy nie onregverdig behandel word en dat daar nie vir jou 'n kurator aangestel word as dit nie werklik nodig is. Die hof sal dan die kurator ad litem aanstel en dan is die kurator ad litem se werk om onderhoude te voer met jouself, met die mediese personeel, die mediese experts wat jou verslag uitgereik het, en dan ook met enige familielede wat met jou in aanraking kom wat kan getuig oor wat is jou situasie. Dan gaan die aansoek vir die tweede keer terug hof toe.
En dan, wanneer die regter tevrede is, dan sal die regter sê, goed, kom ons stel nou vir jou 'n kurator bonus aan. Nou die doel van 'n kurator bonus is om jou finansies oor te neem. So hy sal dan in jou voete kom staan en alle regskontrakte namens jou aangaan. Hy sal beheer van jou bankrekening. Hy sal, as jy 'n verhuuringskontrakte het, dan sal hy beheer neem daaroor en hy sal jou dag-tot-dag uitgawes betaal. Hierdie kurator bonus is gewoonlik of 'n naby familielid of is 'n professionele maatskappy wat daarin spesialiseer. En dit moet gewoonlik iemand wees wat kan sekuriteit stel aan die meester van die Hooggeregshof. Hierdie persoon kan dan verantwoording doen dat hy of sy nie jou fondse wanbesteed nie. En daarom moet hy sekuriteit stel. Die kurator bonus kan nie begin met sy werk na die hofbevel nie. Wanneer hy die hofbevel in hand het, moet hy die hofbevel by die meester van die Hooggeregshof indien en dan reik die meester soos met bestorwe boedels 'n aanstellingsbrief uit. En dan met daardie aanstellingsbrief in hand kan hierdie kurator bonus dan jou sake hanteer. 'n Kurator bonus in Suid-Afrika word gewoonlik aangestel vir 'n onbepaalde tydperk. Indien jy dan genees van jou geestestoestand, kan jy terug gaan hof toe en jy kan vir die hof vra dat die kurator bonus aanstelling opgeskort word. Andersins staan hy vir altyd. Hy moet dan ook op 'n jaarlikse basis aan die meester verslag doen van wat het hy met jou geld gedoen. En die meester hou dan 'n wakende oog oor wat gebeur. Dan kry ons 'n derde tipe kurator wat aangestel word en dit is 'n kurator ad personam. En dit is presies net wat dit sê, die kurator word oor jou as persoon aangestel. Dit is basies neem hy die funksie oor van 'n voog oor 'n kind. So ma, jy gaan in hierdie aftreeeenheid bly of jy gaan in hierdie versorgingseenheid bly. Ma, jy moet gaan vir hierdie mediese behandeling. Dit is nie die funksie van 'n bonus, kurator bonus nie, dit is 'n kurator ad personam wat daardie funksie vervul. Ek kan vir julle sê dat ons het in Desember maand het ons 'n aansoek gedoen vir 'n persoon, ek dink hy was in sy 40s, in sy vroeë 40s. Hy was nie gediagnoseer met demensie nie, dit was 'n ander geestestoestand waarmee hy gediagnoseer is en ons het vir hom al 3 die kurators aangestel en die aanvanklike aanstelling het plaasgevind nog sonder mediese verslag, so erg was sy toestand gewees. So wat is baie belangrik om te onthou van wat jy kan huis toe vat van vandag? Julle moet in gedagte hou dat as jy 'n volmag aan iemand 'n volmag gee, wanneer jy nou byvoorbeeld oor see gaan, is dit baie belangrik om te onthou dat jy moet vooruit beplan. Jy moet die persoon vir wie jy die volmag gee, moet jy baie mooi kies. Dit moet iemand wees wat jy kan vertrou, want onthou, daardie persoon gaan optree asof hy jy was. So jy wil nie iemand hê wat sommer jou geld gaan verkwis. 'n Volmag verval outomaties. Jy moet dokumente byderhand hou om dan 'n volmag vir iemand te gee. En dan familielede, wanneer daar vir jou 'n kurator aangestel moet word, verkieslik. Jy kan iemand in jou lewende testament, ek weet nie van julle het 'n lewende testament of weet wat is 'n lewende testament nie. As jy wil, kan ons met daaroor ook oppraat. Jy kan 'n gekose kurator nomineer in jou lewende testament. Maar dit is dan ook raadsaam om jou testament en jou lewende testament in orde te kry terwyl jy nog gesond is vandag. Want jou kurator kan nie namens jou testament maak nie. Dit is iets wat net jy self kan maak. En onthou altyd dat 'n volmag is nie boedelbeplanning nie. En dis ek. Baie dankie.